So is die einde van alle dinge van hierdie wêreld nou naby. Dis die vraag wat weer kronies op mense se lippe en in hulle gedagtes is in hierdie tyd. Veral hierdie tyd wanneer ons hoor dat die groot moondhede mekaar begin dreig met grootskaalse oorlog, met kernkragaanvalle. Is dit nou die einde? Wees gerus, hierdie is nie 'n boodskap wat gaan oor die tekens van die einde nie. Dit kan jy self gaan oplees, daaroor kan jy self gaan navorsing doen. Maar ek wil tog kom by hierdie vraag dalk, hierdie kwellende vraag in mense se harte. Is dit die einde? Mense word soms bang gemaak met hierdie aanduidings van, dis nou die einde, julle moet nou julle lewe regkry, julle moet nou tot bekering kom. 'n Mens verstaan dit, dat dit in mense se lewens nou dringend kan wees. Maar ek wil soos al die jare maar eerder praat oor 'n ander einde, en dit is die einde van my en jou uurglas. Want vandat Christus al gesê het dat hy weer gaan kom, vandat hy vir sy disippels gesê het en hulle het verstaan, hy bedoel, julle wat hier staan, julle sal nog die einde sien kom, want dit was eintlik direk so in sy woorde gesê daardie tyd. Maar van daardie tyd af het hoeveel miljoene mense se uurglasse al leeggeloop, en nog is dit nie die einde nie. Iets soos 62 miljoen mense sterf jaarliks wêreldwyd. Dit gee omtrent so 170.000 per dag. Dit gee omtrent 2 per sekonde. Jy kan jouself uitwerk vandat jy nou na hierdie video begin kyk het, hoeveel mense het al gegaan. En daarom sal ek eerder sê, die groot vraag om oor te wonder is, wanneer is dit my einde? Want jou einde kan ook kom sonder tekens. Jy kan in die aand gaan slaap en die volgende môre word jy nie weer wakker langs jou man of jou vrou nie. Jy kan nou vir iemand by die deur totsiens sê, bye, en ek sien jou nou, maar nie een gaan koop met gou brood en melk. En die volgende wat jy hoor is miskien sirenes in die agtergrond, of dalk 'n polisiemotor wat by jou huis kom stilhou, of 'n vriend of vriendin wat vir jou kom met die nuus. So onverwags soms kan die uurglas leegloop. Party mense, ja, dit kan ek of jy wees, kan terminaal siek raak, en dan kan ons die tekens sien kom, hoe dat die einde nader kom wanneer die persoon verswak, of selfs ouer word, maar ek ken ook mense wat met die gevreesde groot K, daardie kankerwoord oor hulle lewe, vir 20 jaar nog gelewe het. Die tekens is altyd daar. Die tekens is elke oomblik van die dag daar. Wanneer 'n blom vandag mooi daar staan en môre as jy kom, lyk die blare verlep, dan weet jy, die tekens is daar. Die tekens is altyd daar. Die uurglas loop leeg. Dis waaroor ek dan eerder wil praat. Is terwyl jou uurglas leegloop en jy nie altyd weet wanneer die volgende of die laaste korreltjie gaan val nie. Wil ek jou herinner aan wat Christus gesê het. Hy het gesê in byvoorbeeld Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek vir jou terwyl jy nou hier op aarde leef, totdat ek kom. En dit is, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, so lief dat ek my lewe gegee het. So lief soos wat ek julle gehad het, moet julle mekaar hê. En hy sê, as julle mekaar lief het, dan sal die mense kan sien dat julle my disippels is. Die mense hoef nie Christus se disippels uit te ken aan wat hulle sê nie, en hoe goed hulle die Bybel ken, en hoe gereeld hulle kerk toe gaan, of wat 'n kleredrag hulle dra op Sondag, of watter dag van die week ook al, of as hulle by 'n eetplek sit en eet, of hulle gaan bid of nie. Dis miskien goeie tekens, maar die teken wat Christus gesê het, waarin mense sal sien dat julle my volgelinge is wanneer julle mekaar lief het. En nie net vir mekaar nie, want dieselfde Christus het ook gesê, ek sê vir jou, jy moet jou vyand ook lief hê. Ja, die ou mense het vir ons geleer, jou vyand moet jy haat, en baie mense sê dit vandag nog, die robbies, die gemors, die vuilisse, haat hulle, moor hulle uit, skiet hulle dood, roei hulle uit. Christus het gesê, jy moet jou vyand ook lief hê, jy moet vir jou vyand bid.
So liefde is die teken, die eintlike teken van die tyd, wat ons in hierdie tyd maar kan gaan uitlewe. Wanneer mense die liefde in ons lewens sien, God se liefde wat uitstraal, wat oorneem, dit sal hulle eerder kan herinner aan 'n ewigheid saam met die lewende God, eerder as om mense bang te maak met hierdie verskriklike tekens van die tyd. Want hoe lank kan dit nog neem? In 1914 het sekere gelowige kerkgroepe verskriklik begin voorspel. Hierdie jaar 1914 kom Christus weer, en toe kom die Eerste Wêreldoorlog, en nie baie lank daarna nie, toe breek die Tweede Wêreldoorlog uit, en nou wonder almal, is daar 'n dreigende Derde Wêreldoorlog aan die gang. Party sê hy het reeds uitgebreek. So hoeveel oorloë moet daar nou nog kom? Ons weet nie. Ons weet ook uit die Bybel dat Christus gesê het, nie eens hy het op daai stadium geweet, of die engele, wanneer daai dag gaan aanbreek nie. So kom ons hou op bespiegel. Ons kan die tekens sien, wanneer die bloeisels daar is en die blommetjies daar is. Ja, die Bybel sê, ons gaan die tekens sien, maar nog steeds gaan dit onverwags kom, soos 'n dief in die nag, wanneer ons dit nie verwag nie. Almal verwag nou die einde. Die Bybel sê, wanneer jy dit nie verwag nie. So kom ons vergeet van die einde van die werklike tyd. Die ruimtewetenskaplikes sê vir ons, die aarde gaan oor 'n paar biljoen jaar ophou bestaan. Dan gaan hy vernietig wees, wanneer die son ontplof of inplof en alles vernietig. So dis nog lank, ons het nog lank baie tyd op aarde, maar kom ons steur ons nie daaraan, of dit nog 'n jaar is, of 'n seisoen, of 'n paar biljoen jaar is nie. Vir my en jou loop die uurglas, korreltjie vir korreltjie, elke dag uit. En jy weet nooit wanneer word jy deel van daai 2 wat per sekonde wêreldwyd moet gaan nie. Dit kan in 'n oogwink gebeur. Kom ek en jy gaan leef dan eerder die grootste teken van alle tye uit, van God wat teenwoordig is, naamlik sy liefde. Kom ons gaan leef dit teenoor mekaar uit. Kom ons gaan deel dit vrylik. Kom ons gaan verander die wêreld daarmee, want ek dink hoe meer mense mekaar kan lief hê, kan vergewe, kan omgee, mekaar se laste kan dra, hoe minder oorlog gaan daar wees. Is dit nie so nie? So ek en jy het 'n baie groot taak. Eerder om bang te word en self te wonder oor die einde, eerder as om die einde te gebruik om mense bang te maak, kom ons lewe eerder die liefde uit. Totdat jou laaste sandkorreltjie ook uit daai uurglas uitval.